Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal dien tot opbou in die geloof en dat dit sal strek tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte waarin ons voorberei vir die diens wat volg. Ons wydingslied vanoggend, gesang 10 al by die verse, en die lofsang is Psalm 100 al 4 verse. Ons sing die wydingslied, gesang 10 staande, en bly staan tot na die lofsang Psalm 100. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie, spreek die Here Jesus. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Grace
Die skrif leer ons, dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Luister na die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die Here Jesus leer ons, daar is niemand goed nie, behalwe God. Ons bely in ootmoed, dat die goedheid ook by ons ontbreek, want ons is in sonde ontvang en gebore. Ons doen dit met die sing van Gesang 62, die 2de vers. Aan elkeen wat met opregte geloof en in ware berou voor die Here buig en vra wie kan dan gered word, verseker die Here Jesus, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons dan nou ons algemene Christelike geloof, en elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig nou ons geloofsvertroue met die sing van Gesang 299, albei die verse. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons twee gedeeltes, albei uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die Evangelie van Lukas, hoofstuk 14, vers 15 tot 24, en dan uit die Evangelie van Johannes, die 6de hoofstuk, van vers 26 tot by vers 41. Lukas hoofstuk 14 en Johannes hoofstuk 6. Kom, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, ons kom in dankbare aanbidding na U toe. Dankbaar want U het ons opnuut hier saamgebring om te luister na U woord. Opnuut leer U ons, 'n mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Met die woord voed U ons op die pad na die ewige lewe. Maar U gee meer, baie meer as net U woord en U woorde. U gee U eie Seun as die woord wat 'n mens geword het. U voed ons met die ware hemelse brood wat uit die hemel neergedaal het. Daarom bid ons, wil U ons ook nou voed met die brood van ware lewe. Voed met die teenwoordigheid en die liefde en die verdienste van U Seun. Laat ons U woord hoor in die krag van die Heilige Gees en laat die woord ons vasbind aan Jesus Christus as die woord wat 'n mens geword het. Al kom die woord deur die mond van 'n sondige mens, laat ons in die woord in ontmoeting gaan met ons Heer en ons Heiland, sodat ons met lus en toewyding
Sondag na Sondag weer sal kom om by Jesus te wees. Dat ons met oorgawe en gehoorsaamheid die Here sal volg en sal gehoorsaam, en dat ons waarlik gevoed mag word met die brood wat ons op die pad versterk na die ewige heerlikheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Lukas hoofstuk 14. En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het al almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u verskoon my tog. Die ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u verskoon my tog. 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupels en blindes hier in. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Uit Johannes hoofstuk 6, lees ons van vers 26 af. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het.
Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor, wat dit glo en wat dit ook doen. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. Baie mense, broers en susters, dink verskillend oor wat ons doen wanneer ons Sondag na Sondag hier in die erediens by mekaar kom. Vir party mense is dit belangrik dat ons 'n boodskap hoor. Vir party mense is dit belangrik dat as ons hier saam is, dit vir ons aangenaam en goed moet wees, dat ons religieuse behoefte bevredig mag word. Party mense dink dus ons is hier saam om die Here te loof en te prys en daarom is dit die belangrikste deel in die erediens. Ander mense kom graag saam omdat hulle by die erediens wonders en tekens wil sien. Maar die vraag is, wat kom doen 'n mens by 'n erediens? Wat is die hart, die kern van ons saamwees op 'n Sondag? Dis 'n merkwaardige ding dat die woord erediens, maar sommer klein van my lewe gemunt is om ons samekoms te beskryf. Die Bybel gebruik die woord vergadering, of samekoms, of byeenkoms. En as daar 'n vergadering, of 'n samekoms, of 'n byeenkoms is daar iemand wat dit saamroep, wat hierdie mense saamtrek. En hulle trek hulle saam om 'n bepaalde rede. En so is die erediens nie ons werk tot eer van God, of ons lofsang en lofprysing nie. Dit bevredig nie noodwendig ons religieuse behoeftes nie. En die belangrike ding in die erediens is nie dat ons die boodskap hoor nie. Die belangrike ding is dat die Here Jesus hierdie byeenkoms saamroep en dat hy self hier is. Dat hy self hier is. Dis nie die kerkraad wat bepaal dat daar 'n erediens sal wees nie. Dis nie ons wat dink ons moet nou maar Sondag by mekaar kom nie. Die Here, die roep ons hierheen. En as 'n mens nou in die Ou Testament lees, dan word dit baie duidelik dat elke byeenkoms daar staan onder die gesag van die Here self. En as 'n mens nou gaan kyk in die Nuwe Testament, dan is die opdrag baie duidelik in die Hebreërbrief, julle moet die onderlinge byeenkoms nie versuim nie. Hoekom nie? Want is die byeenkoms waar die Here teenwoordig is. As ons nou hier saam is vanoggend, is ons nie alleen hier nie. Ons is hier in die naam van die drie-enige God, so het ons die erediens begin. Die Here Jesus gee ons die versekering, waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek self in julle midde. Hy is hier. En die woord wat na ons toe kom, al kom dit uit die mond van 'n mens, al word dit gehoor deur die ore van mense, is uiteindelik die woord wat die Heilige Gees in ons harte spreek. Want die Heilige Gees is hier. En daarom, broers en susters, is die erediens so 'n belangrike saak in die lewe van 'n gelowige. Dis 'n belangrike saak omdat die koning van die konings, die Here van die lewe, hierdie byeenkoms saamroep en vir ons sê, ek is hier, kom na my toe. In die gelykenis wat ons gelees het, broers en susters, word daar gepraat oor 'n man
wat nou hier die groot maaltyd aanlê en dan stuur hy die uitnodiging na almal. En so was dit in die ou wêreld. As jy nou 'n feesmaal aanlê, dan stuur jy so 'n algemene uitnodiging uit, sonder dat jy nou spesifiek die tyd en die dag bepaal. En dan neem mense die uitnodiging aan. Maar as hulle die uitnodiging aangeneem het, is hulle nou in hulle eer en hulle woord gebind om by die maaltyd uit te kom. Want op grond van hierdie uitnodiging gaan berei die gasheer nou sy feesmaal voor. En daarom is dit 'n groot skande en 'n belediging vir die gasheer, wanneer hy dan vir mense die dag en die uur bepaal en sê, alles is nou reg, die hele feesmaal is nou aangelê, kom nou. En dan begin almal verskonings maak. Party van die 3 mense wat ons hiervan lees, die is nogal hoflik in hulle verskonings en vra dat die gasheer hulle asseblief sal verskoon. Maar die derde een vra nie eers verskoning nie. Die derde een sê net, ek het 'n vrou getrou en ek kan nie kom nie. In al hierdie verskonings is dit duidelik dat die status en die waardigheid en die eer van die gasheer vir die mense wat na die maaltyd nie kom nie, nie werklik gewig dra nie. Dis vir die gasheer 'n belediging. Nou leef ons ook onder 'n dubbele uitnodiging. Ons leef onder die uitnodiging van die Here Jesus wat gekom het en almal nooi, elkeen wat in my glo, sal die lewe ontvang. Ons leef onder hierdie uitnodiging van die Here wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Ons leef onder die uitnodiging van die Here wat uit die hemel neergedaal het om onder ons te kom woon as die dienskneg van God wat vir elkeen sê, kom na hom toe. Bekeer jou na die Here toe. Kom na God toe. En hierdie algemene uitnodiging, die aanvaar mense nogal maklik. Maar om aan hierdie algemene uitnodiging uitvoering te gee, was dit nodig dat God self die feesmaal berei. En wat 'n feesmaal berei God nie vir ons nie. Die feesmaal van die lewe. As ons maar weer begin by die Hebreërbrief, waar daar staan, ons het nou vrye toegang tot die allerheiligste, omdat die voorhangsel middeldeur geskeur het in die bloed van Jesus Christus. Dis die voorbereiding vir hierdie maaltyd. Dat Jesus kom in hierdie wêreld en mense wat werklik geen toegang tot God behoort te hê nie, omdat hulle onrein is en vol sonde is, omdat hulle blind is vir God, kreupel is en op sy pad nie loop nie, omdat hulle misluk in al hulle pogings om naby God te kom. Vir hierdie mense kom die Here Jesus. En hy maak vir hulle die feesmaal gereed. Want hy gee sy liggaam en hy gee sy bloed, sodat elkeen deur hom gereinig kan word van die sonde en in hom die lewe kan ontvang. En nou is alle dinge gereed. Nou kan ons ingaan in die teenwoordigheid van God. Ons kan in die allerheiligste ingaan tot by die drie enige God in al sy heiligheid en heerlikheid,
sonder skroom en sonder angs. Ons kan dit doen want daar's niks meer wat ons van God verwyder nie. Alles is gereed. En nou nooi die Here ons na hierdie feesmaal. En as die Here Jesus met die Jode praat, dan sê hy, kyk, by hierdie feesmaal ontvang julle die manna uit die hemel. Julle ontvang die ware brood. Julle ontvang die voedsel, as julle daarvan eet, sal julle nooit weer honger kry nie, sal julle nooit weer dors kry nie. En as hulle vir hom vra, wat is nou hierdie voedsel, hoe kom ons daarby uit? Dan sê die Here Jesus, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit weer dors kry. En hierdie feesmaal word Sondag na Sondag voor ons uitgepak. Elke Sondag, so beloof die Here Jesus, is hy hier. Waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek self in julle midde. En as hy hier is, dan voed hy ons nie net met woorde nie. Hy voed ons nie net met 'n boodskap nie. Hy gee ons nie net kos wanneer ons hom loof en prys nie. Hy doen nie allerhande wondertekens dat ons daardeur gevoed moet word nie. Hy gee homself aan ons. Dis die wonder van die erediens, broers en susters. Dis die wonder van hierdie samekoms wat die Here geroep het en gesê het, kom by mekaar. Ek is hier by julle. En ek gee aan julle die feesmaal van God. Ek gee myself. Nou is daar baie mense wat sê, die preek was vrot, ek het niks gekry om uit die erediens uit te neem nie. Die sang was nie lekker nie, ons het dit nie geniet nie. Selfs mense wat sê, daar was nie 'n dominee nie, dit was 'n leesdiens deur 'n ouderling. Ek gaan ook nou nie weer as 'n ouderling moet lees nie. Maar al hierdie verskonings mis die wonder van die erediens. Mis die wonder van hierdie byeenkoms in die naam van die Here. Mis dit, dat in die seëngroet, in ons liedere, in ons gebede, in die prediking, in die skriflesing, gee die Here homself aan ons. Hy gee homself deur die Heilige Gees, wat ons met al hierdie dinge aan hom verbind. Aan hom verbind omdat hy hier teenwoordig is. As ons hier saam is, broers en susters, is dit een van God se groot wonders waarin ons kan deel. Wie is ons nou eintlik? Wat het ons nou eintlik om aan die Here te bied? Ons is min, ons is klein, ons is gering, ons sing nie baie goed nie, ons klap nie hande nie. Wat kan ons vir die Here bied? Uit onsself eintlik niks. Maar die Here daal uit sy hoë heerlikheid in die hemel neer. En hy is hier by ons. Nie om te ontvang van die niks wat ons hom kan aanbied nie, maar om vir ons wat niks is nie, te gee. Homself te gee. In oorvloed te gee. Opnuut te oortuig daarvan dat hy homself vir
ons gegee het, sodat ons aan God kan behoort. As ons dus op 'n Sondagmôre hier saamkom, broers en susters, kom ons nie vir die preek nie. Ons kom nie vir die sang nie. Ons kom nie vir wonders nie. Ons kom nie vir die lekker nie. Ons kom om die Here te ontmoet. En deur die krag van die Heilige Gees ontmoet hy ons, wanneer hy ons geloof voed met homself. Nou is dit die tweede uitnodiging. Sondag na Sondag pak ek hierdie feesmaal uit wat ek klaar voorberei het. Kom en kom geniet daarvan. Wanneer 'n mens met allerhande onsinnige en ongeldige verskonings die erediens vermy, 'n gewoonte daarvan maak om nie hierheen te kom nie, dan beledig ons die gasheer, beledig ons die koning wat hierdie byeenkoms belê het en ons hierheen genooi het. Erediens, broers en susters, is die hartklop van ons geloof. Wie die erediens vermy, wie nie gereeld hier in die teenwoordigheid van die Here kom nie, wie nie Sondag na Sondag wat dit vir hom moontlik is, kom aansit om te smil aan die feesmaal Jesus Christus nie. Hy verhonger in die geloof. Hy gaan nader aan dood aan hongersnood. Hy beledig die Seun van God. Hy ontken die kragtige werk van die Heilige Gees. En hy kry geen ware deel aan die ewige feesmaal van God nie. Mense wat weet hoe arm hulle is, hoe honger hulle is, hoe vermink hulle is, hoe klein hulle is, omdat hulle sondaars is. En wat uit die straatjies en uit die hoekies uitgehaal is, deur die boodskap van die evangelie, die kom met blydskap en met dankbaarheid. Mag dit so wees, broers en susters, dat hier in die AP Kerk van Witbank ons opnuut sal begryp, waarheen kom ons op 'n Sondag? Opnuut sal verstaan, ons kom na die Here toe. En laat ek dit nou maar vra, broers en susters. As u nou weet, die Here gaan hierdie naweek in Kaapstad wees, by die rugbystadion. Daar gaan die Here Jesus wees. Jy gaan hom daar sien, jy kan met hom praat, jy kan aan hom vat. Watter moeite sal ons nie doen om by Kaapstad in daardie stadion te kom nie. Maar as die Here vir ons sê, glo my, ek is hier in Witbank se AP Kerk Sondagmôre waar julle in my naam vergader, dan kom ons nie. Dan is dit dikwels te veel moeite, is ons te moeg, het ons te hard gewerk, voel ons nie lekker nie, dit is koud. Ons het al die verskonings in die wêreld. Maar die geloof, die gesonde geloof, die ware geloof sê vir ons, die Here Jesus is hier. En hy nooi ons na hom toe. Gaan dink nou maar. As hy hier is, en hy het jou genooi, kom na my feesmaal toe.
Watter verskoning is werklik geldig om te sê nee? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat U vir ons die feesmaal van die lewe voorberei het. Dat U U eie seun gegee het. Dat hy gekom het om ons te nooi na die tafel van die lewe toe. Dat hy hier is en ook vanoggend hier by ons is, om ons te voed met homself. Ons bid, Here, dat U Gees in ons die helder insig sal werk, dat ons gereeld sal kom, met blydskap sal kom, en sal kom om te deel in die ware feesmaal, die feesmaal van Jesus Christus se teenwoordigheid, van sy liggaam en bloed wat vir ons gebreek en vergiet is. Ons bid dat U deur die Heilige Gees so in ons sal werk, dat ons sondag na sondag nouer en sterker aan hom verbind sal word, waarlik gevoed sal word met brood wat ons krag gee om te lewe en te loop op die pad van die lewe. Ons dank U, Here, dat U sondag na sondag hier is. En ons bid dat U ons nooit alleen sal laat nie. Ons eis as ons daaraan dink, dat U op 'n Sondag sou sê, ek is te besig met ander dinge, om met hierdie kerkie besig te bly. Wat sal dan van ons word? Ons bid, Here, dat U deur U Gees in ons getrouheid en gehoorsaamheid sal werk, lojaliteit en die vastigheid, dat ons met die brood van die lewe op die pad van die lewe sal bly. Ons dink aan almal wat minder bevoorreg is as ons. Daar is soveel mense, Here, wat troos nodig het, wat bemoediging nodig het, wat versterking nodig het, wat middele nodig het om van te lewe. Daar is ook soveel mense, Here, wat nodig het om getuig te word tot bekering, om opnuut gebring te word in U gemeenskap. U alleen is die een wat kan sorg, U is die een wat sien, U is die een wat weet. Gebruik ons ook, Here, om oral waar daar watter soort nood ook al is, verligting te bring, deur Jesus Christus teenwoordig te maak met sy woord en sy werke. Ons bely voor U ons sonde en ons skuld. So maklik, Here, los ons U hand. Gaan loop ons eie pad. Wil ons U maar net gebruik om vir ons die dinge te gee wat ons nodig het elke dag. Maar neem ons aanstoot daaraan as U sê, ek is die brood van die lewe. As jy los is van my, gaan jy dood. Maak ons aan U vas, Here, dat ons by U kan bly tot in ewigheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 122. Ons sing al 3 verse.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal bly. Amen.